Goeiemôre gemeente. Ek gaan nou vir julle weer 'n keer welkom sê, maar baie welkom hier by vanoggend se diens. Vanoggend is 'n baie spesiale diens waar ons as gemeente 'n dankfees hou. En onthou so wat ons aan die begin van die jaar gesê het, dis eintlik nog deel van ons gemeente se verjaarsdagviering waar ons vandag die Here gaan dank ook vir sy seën en sy sorg oor ons gemeente se lewe. En na die tyd lekker saam steakbraai hier van 12:00 af, soos 'n groot oggend, 'n lekker oggend. En so as deel van ons dankoffer aan die Here gaan ons volgens 'n diens begin. Ek wil vir jou vra om lekker saam met die sanggroep te sing. Kom ons begin vanoggend se diens en ons maak ons harte warm as ons hierdie liedere sing tot eer van die Here. Ons
Hoe lekker is dit nie om so 'n oggend te kan begin deur saam te sing tot eer van die Here nie. Wat 'n voorreg is dit dan ook nie. Liewe gemeentevriende, vir die van ons wat ver oggend bietjie later by ons aangesluit het terwyl ons gesing het, baie welkom vir elkeen van julle ver oggend hier by ons gemeente se baie spesiale dankdiens. Vandag bring ons dank en eer aan die Here vir sy goedheid en sy sorg oor ons lewe. Ek wil vir ons geleentheid gee dat vir die van ons 'n bietjie later ingekom het of as jy plek gemaak het vir iemand langs jou en jy nog nie die kans gekry het nie, kom ons gebruik gou so 'n paar oomblikke en dan sê ons vir die mense rondom ons welkom en kom ons hoor gou hoe was mekaar se dag en hoe gaan dit ver oggend met elkeen van ons. Net so 'n paar afkondigingkies voordat ons ver oggend se diens dan ook begin. As julle sal sien ons diens verloop is ook so 'n bietjie anderste as wat ons gewoon is. En ons gaan so 'n bietjie op 'n reis saam met die Here se genade vanoggend. Ons gaan vanoggend se diens sommer begin met ons nagmaal nou. Daar gaan nie 'n kindermoment wees nie, maar ek wil hê ons kinders moet in die banke bly sit sodat hulle vandag kan beleef hoe ons die nagmaal gebruik. Ons moet ons kinders groot maak sodat hulle die sakramente ken. En so wat ons deur die diens beweeg na ons dankoffermoment aan die einde van die diens toe, gaan ons stelselmatig beweeg na lofprysing en aanbidding aan die einde van die diens dan ook. Vanoggend se tema is ons is geseënd om verander te kan seën. Mag die Here ons lei vanoggend in hierdie diens, sodat aan die einde van vandag, ek en jy ook sal weet wat die doel is met God se seën oor elkeen van ons lewe. Geseker elkeen van ons het 'n ander rede waarvoor ons dankbaar is teenoor die Here. Almal van ons stories lyk anders dan as almal van ons die geleentheid kon kry om getuienis te lewer, so almal van ons ander stories en verhale vertel oor waarom ons dankbaar is teenoor die Here. Maar my gebed is dood eenvoudig, dat elkeen van ons vanoggend, oud en jong, klein en groot, in hierdie dankdiens op 'n baie spesiale manier vir die Here sal kom dankie sê vir al sy goedheid en al sy guns oor ons lewe. Ek wil vir jou vra om so 'n paar oomblikke net stil te word en jou gedagtes in te stel op hierdie ontmoeting wat ons gaan hê. En dan gaan ons vanoggend se diens begin deur 'n lied saam te sing. As ek begin om hierdie lied te sing, dan gaan ek vra dat ons gaan opstaan en hierdie lied saam te sing as 'n wotum vanoggend tot eer van die Here. Maar kom ons word so 'n paar oomblikke stil. Dan gee vir jou geleentheid om net jou hart en jou gedagtes in te stel op God se teenwoordigheid hier by my en jou. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied tot eer van die Here, in wie se teenwoordigheid ons vanoggend is. Halleluja. Die woordjie halleluja beteken om bly te wees in die Here. Om bly te wees oor sy goedheid en guns oor ons lewe. En dis wat ons nou sing. Halleluja. Halleluja.
is heilig, U is heilig. Ja, Here, vanoggend loof en prys ons U heilige naam. Ons loof en prys U vir die goedheid en die genade oor ons lewe. Ja, Here, ons dank U met harte wat oorloop van dankbaarheid oor U seun. Ja, Here, mag U verheerlik word deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. En Here, mag dit U hart bly maak wanneer U hoor en beleef en sien hoe ons dank bring aan U. U is ons God en ons is so lief vir U. Ons bid dit in die naam van die naam bo alle name, die Lam van God, die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons Here. En liewe gemeente, vriende, dis my voorreg vanoggend om elkeen van julle te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Genade onbeskryflik groot en liefde oorvloedig baie vir elkeen van julle. Amen. Liewe gemeente, vriende, ons begin vanoggend se diens heel aan die begin. En wanneer ons nou saam die nagmaal gaan gebruik, is daar 'n rede waarom ons vanoggend die diens begin deur saam die nagmaal te gebruik. Want ons moet altyd onthou dat alles wat ons is en alles wat ons het, se beginpunt is dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. As Jesus nie vir ons aan die kruis gesterf het nie, dan was ons nie vandag hier nie, dan het ons nie die voorreg gehad om kinders van die Here genoem te word nie, en dan het ons nie so as 'n gemeente op 'n Sondagoggend by mekaar gekom het. Die kruis is die begin van ons nuwe lewe in Jesus Christus. En daarom gaan ons vanoggend se diens so beweeg met hierdie gedagte dan ook, waar ons besef dat God is die een wat ons seën, God is die een wat ons liefhet, God is die een wat 'n verhouding tussen ons en hom tot stand bring. En so wat ons na die einde van die diens toe beweeg, gaan ons die vraag afvra, maar wat nou? Wat beteken dit? Wat beteken dit vir ons lewe as kinders van die Here? Ons het dit al 'n paar keer hierdie jaar gesê, en ek wil ons vandag weer eens daaraan herinner, op hierdie dankdiens, dat ons vier kerk op 'n Sondag, want ons as kinders van die Here vier nie die Sabbat nie. Dit is so dat in die Bybelse tyd was die Sabbatdag op die Saterdag gewees. Maar na Jesus se opstanding het 'n nuwe seisoen aangebreek. Het kinders van die Here op 'n ander manier bymekaar gekom en vier ons as kinders van die Here nie die Joodse Sabbat nie. Ons vier die opstandingsdag van Jesus Christus. Die eerste dag van ons nuwe lewe in hom. En daarom ook, as ons kyk na ons kalenders, die eerste dag van ons week. Hier is nie die laaste dag van ons week hier. Ons kom sluit nie ons week af hier nie, ons begin ons week hier. Ons sê vir die Here, Here, ek kan nie een tree van hierdie week gee as ek nie eers by U gekom het nie. Hier is die begin van ons nuwe lewe in Jesus Christus. En liewe gemeente vriende, toe Jesus aan tafel gesit het, lees ons in die woord dat Jesus die brood geneem en hy die brood gebreek. En vir sy disippels gegee en vir hulle gesê, hierdie brood is my liggaam. En toe die disippels nog nie geweet wat Jesus bedoel het nie. Maar ons weet vandag dat Jesus het toe reeds vir hulle gesê dat oor 'n rukkie van nou af gaan julle sien hoe my liggaam vir julle gebreek is aan die kruis. Hoe daar sweephoue op my rug is, hoe 'n doringkroon in my kop gesteek is, hoe daar gate in my hande en my voete is. Hoekom? Want ek is lief vir elke een van julle. Daarna lees ons, het Jesus die beker geneem en hy het geskink en vir hy die wyn omgestuur en vir hulle gesê, hierdie wyn
is my bloed. Die disippels het weer eens nie verstaan nie, maar ons weet vandag wat gebeur het. Ons weet dat Jesus se bloed het vir ons aan die kruis gevloei. En Jesus sê vir ons wanneer ons die nagmaaltekens gebruik, wanneer jy die nagmaal gebruik, onthou my. Dis hoekom ons gebruik het vir sy herinnering, tot sy herinnering. Ons onthou wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons onthou dat Jesus mens geword het. Dat Jesus ons kom wys het wie ons hemelse Vader is. Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ons onthou dat Jesus begrawe is en ons onthou dat hy opgestaan het. En danksy dit ek en jy 'n nuwe lewe in Jesus Christus het. Jesus het alles kom verander, ook vir my en jou. En dit onthou ons vandag. Ek gaan nou vir ons 'n gebed doen, vir ons gaan vra die Here ons sal seën in die gebruik van hierdie tekens. En dan wil ek geleentheid gee dat elkeen van ons daar waar ons sit, saam met jou geliefdes of julle as gesin by mekaar is, met julle kinders by julle, wat 'n wonderlike geleentheid om nie vir hulle ook terwyl julle dit gebruik, te vertel wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons gaan saam as 'n geloofsfamilie hierdie tekens vanoggend gebruik. Aan die begin van hierdie diens, of die Here te sê, Here, dankie vir u genade, wat alles kom verander het. En wat die rede is, waarom ons vandag is, wie ons is, deur die genade van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here ons God, Abba Vader. Here, as ons die woord lees, dan lees ons 'n storie van 'n God wat altyd die eerste tree neem. Here, U is die een wat alles geskape het. U is die een wat gekies het om mense te maak en aan ons die lewe te gee, sodat U vir ons kan lief hê en ons vir U. En Here, toe ons die pad byster geraak het, toe ons ongehoorsaam geraak het aan U, toe ons eie koppe wou volg, Here, het U nie gewag dat ons eers terugkom na U toe nie. Want Here, U het geweet, daai dag sal waarskynlik nie gebeur nie. En weer eens het U die eerste tree geneem en na ons toe gekom. En Here Jesus, toe U vir ons aan die kruis gesterf het, toe U ons so lief gehad het, dat U ons sondes op U geneem het U weer eens vir ons 'n nuwe lewe kom gee, 'n nuwe storie. En Here, daarom weet ons, dat as ons in hierdie wêreld swaar kry, is dit net vir 'n kort rukkie. Want net soos wat Jesus opgestaan het uit die dood uit en klaar oorwin het, net so leef ons vanuit U oorwinning. Ja Here, U het alles kom verander. U het vir ons 'n lewe in oorvloed kom gee. En as ons hierdie tekens gebruik, Jesus, as ons hierdie broodjie neem en eet, of hierdie wyn en vrugtesap drink, dan onthou ons dat Jesus so lief was vir ons, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, om ons hartjie skoon te was, sodat ons kinders van Jesus kan wees en die ewige lewe kan hê. Jesus, toe U aan die kruis gesterf het, en toe U opgestaan het U die duiwel oorwin, het lewe ons nou as nuwe mense, kinders van U. Seën ons nou in die gebruik van hierdie tekens, Here. En so wat ons dit gebruik, mag ons harte met diep dankbaarheid gevul word oor U genade onbeskryflik groot. Amen. Ons gee nou geleentheid vir elkeen van julle daar, neem hierdie oomblik, of dit nou alleen of julle as gesin is, en kom ons neem hierdie tekens, ons eet dit, ons drink dit, en ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Maar wat 'n voorreg is dit nie om so saam, oud en jong, klein en groot, hierdie tekens saam te mag gebruik nie. Mag ons nooit vergeet wat 'n voorreg dit is nie.
Ek gaan vir ons kinders, vir al ons kinders en ons maatjies wat vir kinderkerk toe gaan, julle kan nou vir ons na die kinderkerk toe gaan, hoor. Die res van ons kan ons Bybels oopmaak by 1 Konings 17. 1 Konings 17, waar ons nou 'n paar verse gaan saam lees. Liewe gemeentevriende, kan ons vra asseblief ook net, terwille van ons die hakens 'n bietjie hulp, onthou aan die einde van die diens as ons by die deure uitstap, net ons kelkies asseblief vir ons in die emmertjies by die deure gaan gooi, dan ook. 1 Konings 17, op 'n ligte noot voordat ons saam lees. Ek onthou, kyk, nagmaal is altyd 'n verskriklike heilige oomblik en as dominee is dit altyd een van die grootste voorregte wat jy het ook om die nagmaal te kan bedien. Maar dis partykeer nog 'n bietjie stresvol ook, veral as jy nou nie in die bediening is, wat jy moet nou onthou hoe alles moet verloop en wat waar moet gebeur. En as ek dink aan nagmaal, dan dink ek aan my heel eerste nagmaal in my eerste gemeente in Vogwel, was daar iemand wat 'n bekende poetsbakker was. Nee, dit was nie in Vogwel, ekskuus, dit was toe ek in my tweede gemeente in Garsfontein was. En toe my heel eerste nagmaal wat ek daar bedien, toe ek die beker so oplig vir die mense om nou simbolies vir hulle te wys, toe hang hier nou 'n rubberspinnekop, nou hier onder hierdie beker. En natuurlik was dit toe nou na die tyd, toe ek nou as 'n jong dominee nog steeds die moed gehad om vir die oom te sê, oom, dit was nou oulike grappie, maar dalk nou nie die gepaste geleentheid vir hierdie dan ook nie. Maar as ek dink aan nagmaal, dan skerts ons, en ek luister nou eendag na 'n storie ook wat iemand vertel het, een van die vreemde dinge van nagmaal, is as jy hier voor staan, iets gebeur, wanneer ons daardie kelkie met die druiwesap of die wyn drink. Dit klink asof almal se sinusse dan ewe skielik oop is. Het jy al agtergekom? Dit is so stil in die diens. En dan die oomblik as ons die kelkie drink, dan is dit amper hier is 'n hoes, daar is 'n hoes, hier is 'n hoes, hier is 'n hoes, hier is 'n hoes, en ewe skielik is dit so aansteeklike hoes. Het julle dit al gehoor? En toe sê ons op 'n stadium eendag vir mekaar, so 'n klomp dominees, ons vermoed maar wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit maar nog 'n deel van ons wat al starrig probeer beklei teen daardie sonde in ons lewe wat nou nog hier so is, né? Maar so is dit ook so dat my neef is 'n predikant in Stellenbosch. As hy later luister na hierdie diens in die opname, sal hy weet van wie ek praat. En hy is nou in Stellenbosch en hy vertel van sy heel eerste nagmaal geleentheid, maar hulle gemeente is nog so klein bietjie kleiner en minder mense as hierdie. En toe hy nou by die nagmaal opdaag, toe sê hy maar genigtig, hierdie mense het dan wynglase. En dit is nie kelkies nie. Daar in die Kaap, hulle drink wyn, dis Merlot en Pinotage en dis groot glas. En hy vra vir hulle, dis nagmaal hier. Hulle sê, maar dominee, dis ons nagmaal gebruik. Ons het baie sondes om te vergewe. Die nagmaal is 'n herinnering van wat was en nie meer is nie. En dit is so dat 'n deel van ons partykeer nog stoei teen daardie verandering. Nou liggies die grappie vertel oor ons wat so 'n bietjie hoes en iets binne ons. Maar dit is op 'n ligte noot vir ons te sê, daar's altyd iets binne ons wat beklei en wat ons wil terugneem na dit wat was, sodat ons nie kan deel in dit wat is nie. En dis 'n worsteling van almal van ons. Paulus skryf in die woord, Paulus sê, ek sit met hierdie innerlike stryd binne my. Van dit wat ek nie wil doen nie, doen ek. En dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dan sê Paulus, wie kan my red van hierdie bestaan? En dan sê hy, aan Jesus al die eer, aan God al die eer, wat my verlos het, deur Jesus Christus. En julle, hier is die wonderlike belofte wat die woord vir ons sê. As jy hierdie tekens gebruik, en jy glo met jou hele hart, in dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het, en Jesus is jou persoonlike verlosser en saligmaker, en jy's lief vir Jesus, moet ons as kinders van die Here altyd onthou, dat jou verlossing is reeds volbring. Jy kan ook nie elke keer as jy 'n foutjie maak, jou verlossing verloor nie. Dis nie hoe God werk nie. As jy in Jesus glo en dat jy gered is en jy is verlos, dan is jy sy kind, dan is jy altyd sy kind, en dan kan niks of niemand, nie eers jou eie foute en tekortkominge, jou uit God se hand uitruk nie. Toe Jesus gesê, dit is gedoen, toe sê hy, dit is gedoen. Jesus gaan nie weer aan die kruis kom sterf nie.
Die prys is vir eens en vir altyd betaal vir ons sonde. Dit beteken nog steeds ons kan dit leef soos wat ons wil nie. Natuurlik moet ons juis uit dankbaarheid teenoor God strewe daarna om heilig te wees soos wat Jesus heilig is. Maar as ons soms stoei met dinge, as ons soms worstel met dinge, wat 'n genade is dit nie om te weet dat God se genade is vir ons genoeg. Ek is gered. Ek is sy kind. En ek kan seker wees van my redding. Ek kan seker wees van die ewige lewe wat ek het. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor wie hy is. Dit gaan oor wie God is. Dis rede om dankbaar te wees. En ons moet altyd onthou dat ons as 'n gemeente is nie 'n plek waar mense wat die lewe uitgefigure het en reeds op 'n goeie plek is en foutloos is saamkom om die Here te aanbid nie. Hierdie is 'n plek wat gevul is, ieder en elk van ons, met mense wat nie verdien om kinders van die Here genoem te wees nie. Nie een van ons verdien dit nie. Nie een van ons kan ons redding verdien nie. Nie een van ons kan ons saligheid verdien nie. Elke een van ons wat vanoggend in hierdie diens sit, se getuienis dieselfde. Ek is gered. Ek is geliefd. En is alles net genade. Alles is net genade. Dit bring ons by 'n punt waar ons vir die Here moet vra, Here, vir hierdie genade onbeskryflik groot, leer my hoe U wil hê ek moet lewe. Ons gedeelte wat ons vandag gaan lees, gaan ons help daarmee. 1 Korintiërs 17. En ons lees daar saam van vers 10 af. Dit is die bekende gedeelte waar Elia die droogte aankondig. So Israel was ongehoorsaam aan die Here en dan kondig Elia aan as gevolg van julle ongehoorsaamheid gaan daar nou 'n droogte oor die land kom. En dan in 1 Konings 17, daarvan vers 10 af dan lees ons. Hy gaan toe na Sarfat toe. En toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. En daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het, en van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Luister mooi na die bewoording van daardie woorde, soos die Here deur Elia beloof het. Dit was nie Elia wat beloof het nie, Elia was net die instrument waardeur die Here sy belofte dan ook gebring het. Wat 'n ongelooflike gedeelte is hierdie nie. Maar ek is seker as ons hierdie gedeelte lees, dan is daar so 'n stukkie ongemak as ons dit lees dan ook. Ek dink as ons onsself moet sit in die posisie van hierdie weduwee en in haar omstandighede, dan kan baie van ons aanklank vind by haar storie. Want almal van ons weet hoe dit voel om op 'n punt te kom waar ek bekommerd is oor dinge, waar ek angstig is om dinge, waar dit lyk asof dinge, ons is in die moeilikheid, ek weet nie hoe ons deur hierdie maand gaan kom nie, ek weet nie hoe ons gaan voorsien nie, ek weet nie wat ons gaan maak nie. En hierdie gedeelte is daar 'n paar belangrike waarhede vir my en jou as kinders van die Here, spesifiek ook as dit kom by vanoggend se dankdiens. En ek wil sommer aan die begin sê, voordat ons 2 en 2 bymekaar sit, wil ek vir julle verseker, vandag se boodskap gaan nie 'n motiveringspreek wees om te kyk of ons 10de maand dankoffer so hoog as moontlik kan maak nie.
Ons 10de maand dankoffers en ons elke offergawe wat ons vir die Here gee is 'n persoonlike saak tussen my en die Here. Ek het nie nodig om van die vooraf 'n motiveringspreek te hou om te kyk of die begrote bedrag kan maak nie. Dis nie waar vandag se diens gaan nie. Vandag se diens en hierdie boodskap gaan oor die gesindheid waarmee ons as kinders lewe en hoe dit elke aspek van ons lewe dan ook raak. Natuurlik sit dit ons finansies in, maar ook ons tyd, ons gawes, ons talente, ons liefde, ons alles wat ons is en alles wat ons het. Hierdie gedeelte daag ons uit om so 'n paar waarhede te onthou. Die eerste waarheid wat ek en jy moet onthou in hierdie gedeelte is dat hy haak julle moet met my aanbeweeg asseblief. Dat daar is 'n gevaar aan bekommernis vir kinders van die Here. Bekommernis maak dat ons fokus verloor en vergeet waarom ons hier is en wat God se doel met ons lewe is. Van die oomblik wanneer ek bekommerd is oor 'n situasie, is ons as mense se natuurlike ingesteldheid dat ons na binne kyk, dat ons laer trek rondom onsself en dat ons dit wat ons het en dit wat die naaste aan ons is wil veilig hou en beskerm so goed soos wat ons kan. Die oomblik as bekommernis oor my pad kom, dan begin ons in 'n oorlewingsplek in ons lewe wees. En dan raak ons in 'n oorlewingsstryd gewikkeld en 'n oorlewingsstryd. Ons moet sorg vir ons, julle moet sorg vir julle asseblief. Elkeen vir homself, dis moeilike omstandighede, ons moet nou laer trek rondom onsself. En Jesus het dit geweet. Maar dis hoekom Jesus later in Matteus 6 vir ons gesê het, moenie bekommerd wees nie. Jesus het gesê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet of wat jy gaan drink of wat jy gaan aantrek nie. Kyk na die lelies in die veld, kyk na die voeltjies in die lug. Hulle maak nie nesse by mekaar nie, hulle sorg nie vir hulle self nie. En dan sê Jesus, dit help in elk geval nie jou bekommer jou nie, want raai wat, môre gaan daar nuwe bekommernis wees. En dan sê Jesus, iets wat in die hart van Jesus se boodskap is. Soek altyd allereers my koninkryk en ek sal vir julle in alles anders voorsien. En dis dieselfde by hierdie storie wat ons hier by die weduwee lees. En julle moenie vir 'n oomblik 'n fout maak nie. Niemand van ons kan hierdie gedeelte lees en sê die weduwee het nie rede om bekommerd te wees. Sy het al die rede om bekommerd te wees. Daar's 'n droogte in die land. Daar's nie nuwe oes nie, die kos is op. En in haar geval is daar letterlik net die kapasiteit. Sy gaan nou die laaste broodjie maak. En dan sê sy, ek en my seun gaan dan net maar wag en sit om dood te gaan. Want daar is niks meer nie. Jy kry nie meer wanhoopig as dit nie. Jy kry nie meer bekommerd as dit nie. Nie net oor kos op die tafel nie, maar 'n moeder se hart wat moet kyk oor haar seun, saam met haar die prys dra. En sy kan niks daaromtrent doen nie. Enige pa's en ma's wat vanoggend in hierdie diens sit, wat nie bekommerd sal wees as dit julle realiteit is nie? Natuurlik nie. Ons kan assosieer met haar. Haar vrees is nie onlogies nie. Haar vrees is ook nie onredelik nie. Maar tog daag hierdie gedeelte vir haar uit en vir ons uit in haar storie, om na daardie groter werklikheid te kyk. Want Elia, 'n profeet van die Here, wat self ook hulp en ondersteuning nodig het, kom na hierdie vrou toe, en ons gaan nou hoor hoekom, en hy vra vir haar, gee vir my iets om te eet asseblief. Hy het ook honger, hy het ook behoefte. En in die aanvanklike oomblik, is hierdie weduwee so vasgevang in haar bekommernis oor hierdie laaste bietjie meel en die laaste bietjie olie, dat sy vir hom sê, meneer, so seker as wat hy weet, en ek wil so graag, maar ek kan nie. Ek wil so graag, maar ek kan nie. En dan deur die profeet Elia kom die woord van God aan haar, en die Here vra vir haar, vertrou my. Vertrou my. Het ek nie beloof dat ek vir jou sal sorg nie? Het ek nie beloof dat ek sal voorsien nie? En dit bring ons by die tweede gedeelte, wat hierdie gedeelte vir my en jou aan uitdaag om te onthou, is dat ons moet altyd onthou, julle kan vir my aanbeweeg ter hulle asseblief voor, dat die woord is duidelik. God is goed. En God sal nooit sy kinders verlaat of in die steek laat nie. God het nog altyd gesorg en hy sal ook altyd sorg.
En Elia gee nie vir haar 'n motiveringspraatjie nie. Hy gee nie vir haar belofte dat die droogte gaan ophou nie. Hy sê vir haar, so seker as vir die Here leef, die Here sal sorg. Die meel sal nie opraak nie, die olie sal nie opraak nie. Die Here sal vir jou en jou seun sorg. En julle het hierdie weduwee alleenlik vir Elia iets gegee om te eet, omdat sy God se belofte vertrou het. Sy kon gekies het. As Elia vir hierdie woorde gesê het, sy kon 'n keuse gemaak het en vir Elia gesê het, maar profeet, ek hoor wat jy sê, maar die realiteit voor my sê anderste. En jammer, so graag so wat ek wil, ek kan nie. Maar die oomblik toe hy vir haar herinner aan God se belofte oor haar lewe, toe vertrou sy daardie belofte. En van die bietjie wat sy gehad het, gee sy vir Elia iets om te eet. En wat was die uitkoms daarvan? Die Here het haar geseën en sy en haar kind en Elia het vir altyd genoeg gehad om van te leef. Hierdie gedeelte sê vir ons die meel het nie opgeraak nie en die olie het nie opgeraak nie, want die Here is getrou. En julle, daarom is daar vir my en elkeen van ons vanoggend 'n herinnering deur hierdie gedeelte, ook vir die tyd van ons lewe. Want in ons land, maar ook hier in ons dorpie en gemeenskap, beleef ons al hoe meer mense swaar kry. Hoe al hoe meer mense swaar trek. Hoe al hoe meer mense retrench word. Hoe al hoe meer mense sukkel om by alles te kan uitkom. Maar julle sien die gevaar is, wanneer almal van ons so vaskyk in ons bekommernis oor ons omstandighede, en in die proses na binne kyk, beteken dit ewe skielik dat almal is alleen in hulle eie omstandighede. Waar as ons besef dat wat een raak, raak almal van ons. As een swaar kry almal van ons swaar. As een in nood verkeer, het almal van ons nood, want ons is boeties en sissies van mekaar. Ons as kinders van die Here is 'n familie van mekaar. En wanneer ons dan besef dat wanneer ons sien iemand kry swaar, selfs al het ek self ook deur 'n moeilike omstandighede op hierdie stadium, maar ek help daar. Ek gee wat ek kan. Ek gee vanuit die goedheid waarmee die Here my seën. Dan verander die hele prentjie. Maar dit kan slegs gebeur wanneer kinders van die Here God se beloftes vertrou. En julle, Jesus waar my werk bietjie moeilik raak. Want ek weet, as ek vandag byvoorbeeld vir Charles hier voor wil laat staan, of vir Konrad, of vir Sakkie, of wie ook al ouens wat syfers ken, sal hulle vandag vir ons kan sê, prakties byvoorbeeld, fisies, ons sien dit prakties in die syfers, en mense se rekeninge, mense se beleggings, mense kry finansiëel swaar. Ons kan nie die feite misken nie. As jy vandag mense hier voor laat staan wat bietjie werk in die eiendomsmark, sal hulle sê, hoor jy, die eiendom is moeilik vandag, jong. Mense koop nie sommer net meer, mense trek swaar. As ek maatskaplike werkers hier voor laat staan, gaan hulle vir ons vertel van al hoe meer gesinne swaar trek. Die feite kan ons nie misken nie. Maar geloof is om oortuig te wees van dit wat ek nie kan sien nie. En is om vas te hou in dit wat ek nie bewys nie. En om te weet, al maak dit nie vir my logies sin nie, Jesus sê, hy sal sorg. En daarom weet ek, hy sal. Daarom weet ek, hy sal. Ek kan nie vir jou sê hoe nie. Ek kan nie sê vir jou wanneer nie. Maar ek kan vir jou sê, in die bediening kry ek met baie stories te doen van mense wat vir my kon vertel van hoe God op 'n bonatuurlike wyse voorsien. Want hy is nog steeds 'n bonatuurlike God. En ons moet versigtig wees dat ons vandag, met al ons mensekennis wat ons het, al ons akademiese kennis en al ons inligting wat ons tot ons beskikking het, langs die pad probeer om alles so logies te verduidelik, dat ons vergeet dat God is almagtig en God is by magte om soveel meer te doen as wat ons kan begin dink of kan verstaan. Daar was geen logiese manier, geen logiese rede of verklaring waarom haar meel nie opgeraak het nie. Daar was geen logiese rede waarom haar olie nie opgeraak het nie. Dis doodgewone wiskunde, as jy 'n koppie meel is en jy's 'n bietjie olie, dit is wat daar is, jy gaan dalk een of 'n paar roosterkoeke uitkry en as dit op. Hoe verklaar jy
dat die meel nie opgeraak het nie? Hoe verklaar jy dat die olie nie minder geraak het nie? Daar is nie 'n verklaring daarvoor nie. Dis 'n wonderwerk uit die hand van die almagtige God, wat vir ons beloof, dat as julle nie toelaat, dat julle so vaskyk in bekommernis, dat julle vergeet dat julle hier is vir my koninkryk nie, dan beloof ek vir julle, soos wat ek sorg vir die blomme in die veld, soos wat ek sorg vir die voëls in die lug, so sal ek sorg vir jou. Vertrou my daarmee. En dan wanneer ons God daarmee vertrou, dan stel dit ons staat om 'n hart te hê wat oop is vir ander in nood. Dan stel dit ons in staat om die lewe te lewe wat God vir ons in gedagte het. En dit bring ons by 'n interessante deel van hierdie teksgedeelte. Julle sien, hierdie teksgedeelte speel af in die tyd wat Israel swaar gestraf is vanweë hulle ongehoorsaamheid. So swaar gestraf is dat daar 'n droogte aangekondig is oor hulle land. En die storie van hierdie weduwee, as ons die wêreld van die Bybel verstaan, dan besef ons, die weduwee word eintlik hier gebruik as 'n voorbeeld van Israel se ongehoorsaamheid. Van die feit dat Israel vergeet het wie hulle is en wie God hulle gemaak het om te wees. Hoekom sê ons so? Want hierdie weduwee en haar seun moes in die eerste plek nie op die punt gewees het vir hulle was nie. Want julle sien, in die hart van die Joodse geloof, in die hart van wie Israel is, was 'n Bybelse opdrag in die wet van Moses, dat julle is verantwoordelik om te sorg vir weduwees. Julle is verantwoordelik om te sorg vir weduwees en die weerloses in die gemeenskap. En hier is hierdie vrou met haar kind. En sy is op die punt om haar laaste roosterkoek te maak. En dan sê sy en haar kind wag om dood te gaan. En julle voel 'n veer. Julle gee nie om nie. En so kom God deur die profeet Elia en hy sê, as julle nie vir haar wil sorg nie, dan sal ek. Maar weet, hierdie is die rede waarom daar 'n droogte oor julle land aangekondig is. Want ek het vir julle gesê, ek sal julle seën en in julle sal al die nasies van die wêreld geseënd wees. En langs die pad, toe dink julle word geseën sodat julle nou maar lekker vet en gelukkig geseën kan wees. So nou kondig ek droogte aan, want julle het vergeet. Julle het vergeet wie julle is. En hierdie vrou en haar kind is die voorbeeld daarvan. Julle, waar speel hierdie toneel af? Ons lees in vers 10. Hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee besig om houtjies op te tel. Hoekom is die poort van die stad belangrik? Want in die Bybelse tyd was die poort van die stad die plek waar al die leiers van die samelewing bymekaar gekom het. Kyk, dis waar al die manne gesit het en dan het hulle nou skrifte uitgelê en hulle het met mekaar gedebatteer oor wat die skrif sê, oor wat God se wil van 'n lewe is. So al die skrifgeleerdes en die fariseërs en die familiehoofde het almal daar by die stadspoorte bymekaar gekom. Dit was waar al die hordes mense was. Al die leiers van die samelewing, al die dominees en die ouderlinge en die hakens in ons tyd het daar by die stadspoort bymekaar gekom. En hier is hierdie vroutjie besig om houtjies op te tel. Waarskynlik al brandmaar en uitgeteer. En niemand doen enigiets nie. Niemand doen niks. Liewe kinders van die Here, ons het die diens begin deur vir mekaar daaraan te herinner dat God seën ons met genade en liefde onbeskryflik groot. En ek en jy het niks gedoen om dit te verdien nie. God gee dit vir ons, want dis wie hy is. En God gaan nog verder en hy beloof dat hy elke dag van ons lewe vir ons sal sorg. Dat ons lewe in sy hande is en dat hy nooit ons sal verlaat en ons nooit in die steek sal laat nie. En reg deur die Bybel lees ons 'n storie van God wat mense seën op 'n manier wat net hy kan. Maar liewe kinders van die Here, liewe Glaskerk geloofsfamilie,
Hoor vandag vir die woord van die Here vir ons ook sê. As ons kyk waar hierdie gemeente se storie begin het, wat ons gehoor het, nie te lank terug eintlik in mense terme nie. Het hierdie gemeente se storie ook begin waar daar niks was, dis 'n klomp mense wat afgestig het en nou moet ons 'n gemeente begin, maar daar's nie 'n kerkie, daar's nog nie 'n verskriklike groot begroting nie. Ons moet alles van voor af begin en die Here het hierdie gemeente gedra deur jare heen. En ek wil vanoggend sê dat ek dink die Here het hierdie gemeente geseën. Ek het groot geword in die gemeente. Ek ken die gemeente en ek ken die storie van die gemeente en die Here het hierdie gemeente nog altyd geseën want hierdie Glaskerk geloofsfamilie het nog altyd 'n hart gehad wat oop was vir ander. Oop was vir ons gemeenskap en oop was vir die roeping van die Here oor ons lewe. En my gebed vandag en die herinnering in die woord van die Here vir elkeen van ons vandag is dat tye gaan nie makliker raak nie. Dit is onwaarskynlik dat ons weer gaan terugkeer na die weelde van vroeër. Tye gaan nie makliker raak nie. Ons skole ervaar dit. Meneer Ferreira, julle, meneer Zanes, julle by die skole, julle beleef dit. Ons besighede beleef dit. Dis 'n paar van ons wat vandag in die diens sit wat besighede moes toemaak. Almal van ons beleef dit. Dit gaan nie makliker raak nie. Maar ons mag nie toelaat dat ons so vaskyk in ons bietjie meel en bietjie olie, dat ons vergeet wie ons geroep is om te wees nie. Want die Here seën ons nog steeds. Ons kan van hier af gaan en ons kan saam met mekaar 'n stytjie braai. En dit is nie om te brag nie en dit is nie mors nie. Dis 'n manier om vir die Here dankie te sê. Die Here seën ons. En hy sal aanhou om ons te seën. Hy beloof dit. Maar daar is 'n waarskuwing saam met dit. Weet net, ek seën julle sodat julle ander kan seën. En is daar 'n waarskuwing dat die oomblik wanneer die Here ons seën en ons seën word net vir onsself gehou, dan sal hy dit wegvat. Maar dis nie waarom hy ons seën nie. Hy seën ons om ons in staat te stel om ander te kan seën. Het julle gelees dat ons hier lees die weduwee en haar seun se kruik het nie leeg geraak nie, die meel het nie opgeraak nie, die olie het nie opgeraak nie. En wat lees ons dan? En sy en haar seun het genoeg gehad om te eet? Nee, daar staan sy en haar seun en Elia het genoeg gehad om te eet. Sy het aangehou gee. Sy het aangehou dien. Ek wil vir ons begelei in die volgende deel van ons diens in. En herinner aan die teksgedeelte wat ons gelees het in die week se oordenkings, waar Paulus sê, God het die blymoedige gewer lief. En dan net in die vers daarna het julle gehoor, sê God, dat hy sal in al ons behoeftes ryklik voorsien, sodat ons in alles altyd, nie in oorvloed het nie, genoeg het, en dan, sodat ons kan bydra tot elke goeie werk. Reg deur die Bybel sien ons hierdie boodskap, waar God sê, ek seën julle, maar nie sodat julle nou lekker vet en gemaklik geseën kan wees nie. Ek seën julle, sodat julle genoeg het om van te leef, en dat julle vanuit julle oorvloed kan help waar 'n ander is wat in nood lewe. Ek seën julle, sodat julle in staat is om ander te seën. Mag dit so wees, nie net vandag nie, en nie net met ons finansies nie, met alles wat ons is en alles wat ons het, en mag hierdie gemeente ook vir die volgende 60, 70, 80, 100 jaar 'n gemeente wees wat uit dankbaarheid vir die Here se seën oor ons, mense wees wat ons meel en ons olie deel met ander. En die Here beloof dat die meel sal nie opraak nie en die olie ook nie. Mag ons altyd tot seën wees vir ander. Kom ons bid saam. Here, ons hoor vandag wat u woord vir ons sê. En Here, ons vra dat u deur die Heilige Gees ons sal help. Want Here, dit is partykeer moeilik vir ons
om nie so vasgevang te raak in bekommernis, dat ons vergeet wie ons geroep is om te wees nie. Here, U weet van die meel en die olie in elkeen van ons se kruike. Of dit nou ons fisiese kruike is, of dit ons emosionele kruike is. Here, U weet waar ons in ons lewe is. U ken ons bekommernisse, U ken ons angs en ons vrees. Here, ons vra, Here, dat U vir ons sal help, en dat U vir ons sal beskerm teen ons menslike neiging, om so vas te kyk in ons bekommernisse, dat ons fokus van U afval. En Here, net soos wat U vir hierdie weduwee gesorg het, en net soos wat U vir soveel ander in U woord gesorg het, hoor ons die woorde van Jesus waarvan ons sê, moenie bekommerd wees nie. Soek allereers my koninkryk, en ek sal in al julle behoeftes ryklik voorsien. Here, vanoggend bid ek vir myself, en vir elke boetie en sussie in Jesus Christus wat hier voor my sit. U ken ons stories. U ken ons omstandighede. U weet wat se dinge waarmee ons worstel. U ken ons nood. U ken waar ons swaar kry. U ken ons moegheid. U ken ons vrese. U weet alles. Dankie, Here, vir die belofte wat ons vandag opnuut weer by U ontvang, dat die meel in ons kruike en ons olie sal nie opraak nie. U sal sorg. U het nog altyd en U sal ook altyd. Ek bid ook dat U deur die Heilige Gees ons sal seën met 'n hartsgesindheid, waar ons lewe met hande wat oop is, om tot seën vir ander te wees, uit dankbaarheid vir U seën oor ons lewe. Here, ons loof U en ons prys U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ons gaan nou die diens afsluit in 'n oomblik van lofprysing en dankbaarheid teenoor die Here. Waarvoor ons gaan vra om op te staan en 'n lied saam met te sing. As ons hierdie lied klaar gesing het, kan ons weer ons sitplekke inneem en dan gaan ek aanhou speel terwyl ons die Here gaan dien met ons spesiale dankoffer vir oggend. En nadat ons hierdie dankoffer gedoen het, gaan ons nog 'n lied sing tot eer van die Here om hierdie diens af te sluit. Hierdie lied wat ons gaan sing, is 'n lied wat getuig van die Here se goedheid oor ons lewe. Hierdie goedheid waarvan ons nog die hele dag praat. Kom ons sing dit saam tot eer van die Here. Ek het U lief, die genade val my nooit nie. Al my dae is ek veilig in U hand. Van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing oor die goedheid van God. My lewe lang. Stem het ek lief, deur die vuur lei my Heer, in die donker nag, weet ek U is altyd by my. Ek ken U as 'n Vader, ek ken U as 'n vriend, en ek leef in die goedheid van God. Kom ons sing my lewe lang. My lewe lang is U getrou. My lewe lang is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor, sal ek sing
lewe lank is U getrou. My lewe lank is U net so goed. Met elke asem wat ek oor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ons kan ons sitplekke inneem en dan gaan ons nou geleentheid gee om die Here te dien met ons dankoffer volgende. En as jy hierdie geldjie in daardie sakkie sit, sê vir die Here in jou hart dankie vir sy goedheid oor ons lewe. My lewe lank is U getrou, Heer. My lewe lank is U net so goed. Met elke asem wat ek hoor het, sal ek sing oor die goedheid van God. Dat U wil geskied op aarde, soos in die hemele. Laat U ryk weer kom op aarde, soos in die hemele. Want aan U behoort die krag, al die heerlikheid en mag, tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Here, ons weet dat hierdie geldjies en hierdie koevertjies en hierdie mandjies, Here, kan nie eers begin om ons dankbaarheid vir U te verwoord nie. Maar Here, ons vra dat U elke rand en elke sent sal seën en dat U dit sal vermeerder, Here. Here, soos wat U daardie brode en visies en daardie meel en daardie olie vermeerder het. En Here, ons bid en vra dat U ons as gemeente sal seën met wysheid en insig en gehoorsaamheid. Here, om elke rand en elke sent van hierdie offergawes te gebruik soos U wil. Here, sodat U werk in hierdie gemeente gedoen kan word. En Here, dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar ander mense bemoedig word wat dit so nodig het. Here, U seën ons so oorvloedig. Help ons om altyd tot seën vir ander te wees. Here, ons dankie vir die goedheid oor ons lewe. Ons dankie vir U seën oor hierdie gemeente se lewe. Ons dankie vir die voorreg, Here, om te kan bydra tot U goeie werk. Nou, Here, seën dit en gebruik dit soos U wil. Ons bid dit in Jesus naam. Kom ons staan en dan gaan ons, terwyl ons gaan net hierdie een lied saam sing tot eer van die Here. Kom ons staan en dan sing ons. O Heer my God,
as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou. Kom ons sing, laat die Here dispatch hierdie woorde. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe ieder dag so onderhou. Dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my Redder en my God. So mooi. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik die grote naam. Ek sien die veld, hoe sorg hy vir ons? Die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vlug, stergasse stroom en hy sorg vir dit alles. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier, die grote naam. U seën word in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak ons heel, hy maak ons lief, hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier, die grote naam. Dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my Redder
Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Mag die meel en die olie in jou kruik nooit opraak en jy elke dag besef hoe die Here vir jou sorg. En mag hy jou seën met 'n oop hand om ander te seën wat dit so nodig het. Die Here seën jou om tot seën vir ander te wees. Amen.